Goeiedag geliefdes op hierdie Dinsdag. Ons gesels oor 'n baie interessante en insiggewende teks in Jesaja 2 hierdie hele week. En vandag kyk ons na vers 2 tot die eerste gedeelte van vers 3. Daar kom 'n tyd dat die berg van die Here waarop die huis van die Here is, 'n blywende blyplek sal hê bo kan die bergtoppe en sal uitstaan bo die heuwels. Al die nasies sal daarheen stroom. Baie volke sal daarna toe gaan en sê, kom, laat ons optrek na die berg van die Here toe, na die huis van die God van Jakob, sodat hy ons sy wil kan leer. Sodat hy ons sy wil kan leer. In Jesaja se tyd het die mense van die tyd verskriklik baie inligting ontvang. Maar dit was niks werd en skadelike inligting. Dit was inligting soos, hulle sou mekaar vertel het wat die God Baal vir hulle kon doen. Hulle sou mekaar aangespoor het om te sê, maar weet julle wat, die God Molek, as julle kinders vir hom offer, dan kan julle al hierdie rykdom en goeders by hom kry. Dis die inligting wat in Jesaja se tyd die ronde gedoen het. En dit was dodelike inligting. En Jesaja se tyd het na iets het die volk en die volkere na iets beter gesmag. Iets meer na 'n boodskap van afgode wat eintlik niks werd is nie. Hoekom praat ons dan nou in 2025 hiervan? Want vandag leef ons in 'n wêreld van te veel inligting. En in plaas daarvan dat al hierdie inligting wat ons beskikbaar het, ons verryk, verwarde die mense. Jy kan 'n gesprek met enige iemand oor enige iets hou. Dit sal op verwarring eindig, want Google sê sis en Google sê so. Maar in Jesaja se tyd droom God van 'n gemeenskap, 'n heiligdom, waarin die mense toe sal kom, sodat hulle sy wil kan leer. En sy wil is tog anders as afgode se leer. Sy wil, en juis vir my en vir jou as Nuwe Testament mense, is sy wil dat hy nie wil hê dat enige sondaar moet verlore gaan nie. As ons die evangelie gaan lees, dan lees ons dit is die evangelie van redding en van hoop. Daardie inligting, daardie woord kan mense se lewens verander en mense se lewens verbeter, want dit bring lewe en dit bring hoop. Vandag, in terme hiervan, moet ons seker maak, ek en jy as die kerk van Christus in die Nuwe Testamentiese tyd, dat ons anders klink as die wêreld. Dat ons nie die dodelike inligting versprei, soos wat dit in Jesaja se tyd gedoen is nie. Dat ons nie val vir al die inligting wat in ons tyd beskikbaar is nie, maar dat mense sal weet, hier is inligting wat my hoop kan gee. Hier is inligting wat my in 'n verhouding kan bring met die lewende God. En daardie inligting lei my in 'n toekoms in. 'n Toekoms nou in hierdie wêreld en ook 'n toekoms hierna, saam in die teenwoordigheid van daardie wonderlike lewendige heilige God. Dit sal goed wees as Christenmense, die kerkkinders van God, so begin praat, dat mense met aandag na hulle begin luister, sodat hulle wil leer van hoop en van redding, en van liefde en van genade. Mag dit wees hoe jy klink. Shalom. Laat ons eers oor die werke van die hande, dis aan ons onderwerp. Die see, die lug, die lande, wat is die mens dan dat die aan hom